Jy nie donderdag is al was nie, jy lê mieliepitte op die vloer vir rede. Ons donderdag aan mielies gegooi. Letterlik in die kerk mielies gegooi. Maar as jy nou nie hier was nie, ons gepraat oor die belofte van hemelvaart en 'n paar boere het my op gechallenge oor Martin. Hulle sê hulle gaan hierdie spesifieke gaan hulle nou gaan toets. So ek hoop nou maar ons is reg gewees. Ek het 'n paar slim mense gebel en 'n paar het my gegee, so ons hoop nou maar hierdie is spesiale mieliepitte. Maar anyway, hierdie mieliepit sê hulle, as jy was, sorry vir jou, hulle gaan almal gou in kennis stel. Hierdie mieliepit sê hulle het die potensiaal om wêreldhongersnood uit te wis. Moet net nie te veel hardloop nie. Wag vir my. Okay, ons nie te veel vir hulle wys nie. Okay. Dan gaan hulle sien waartoe ek gaan met hierdie. Okay? Want hierdie put dra die potensiaal van 'n belofte binne hom. Né? Was 'n belofte binne hom. Iets binne hom om te ontkiem en 1 mielieput het die potensiaal as hy geplant is om die regte omstandighede, die regte grond, regte kunsmis, regte water en temperature en al daai mooi goed. Ek sê wetenskaplike nie, ek is 'n pastoor. Okay? So al die regte goeders. Wat jy gaan toets met die gaan toets nie, né? Want ons praat van kweekplante en kweekhuise en groenhuise en so voort, né? Maar as hy reg geplant word, kan hy tussen 2 en 20 koppe dra. Elke blaar hierdie potensiaal om 'n kop te lewer. Nou, 1 mieliekop, het tussen 800 en 1200 pitte op. Okay? Wat beteken hierdie mieliepit, as hy reg geplant word, kan hy tussen 16,000 en 24,000 pitte produce. 1 mieliepit. En ons praat oor die belofte van hemelvaart. Donderdag en ons sê toe vir mekaar dat hierdie put het 'n belofte. Maar solank hy in my sak bly, kyk, daar gaan 'n paar goed in my wasmasjien hierdie week ontkiem, lyk dit my. Maar solank hy in my sak bly, is daar geen verskil tussen die mieliepit en 'n klip nie. Stem saam? Okay? Want die potensiaal is niks as hy nie sterf, in die grond val en geplant word nie. Ons gee niks nie. En ons sê dit vir mekaar, ek skryf in my journal, Ascension Day, en julle mooi vang, moenie almal gevang doen aand nie. En ek sê hierdie onder Dries het my gesê, né? Ascension Day was the moment Jesus stepped into his full potential and released ours. Hemelvaart het iets binne my en jou kom aktiveer omtrent ons volle potensiaal. Right. Dis by die mieliepit. Okay. So, as jy na hierdie mooi put kyk, wat verdonder ons nou? Hy's nat. Hy's lelik. Hy's geplant. Nou, as ons langer so gelos het, met regte vertaal en so voort, sou hy begin oopgaan het. Maar iets gebeur binne hierdie plant, iets wat besig is om te gebeur, is, gaan vir ons slide vir my, as jy 'n plant, begin hy so lyk, en hy lyk nog redelik byna kan dieselfde, maar lewe is besig om deur te breek. Klein worteltjies, onsigbare krag is besig om te werk waar die oog nie kan sien nie. Hoe lekker jy vandag is. Sien, hemelvaart, donderdag aand, hemelvaart was great gewees. Jesus word geplant in die hemelse heerlikheid. Dis great. Almal sien hom na hemel toe gaan. Sondag daarna is die verkeerde woord, maar vergeef my, daar's springstof kundiges, vergewe my. Dis 'n plofbare oes. Daar's nie woord soos plofbaar nie. Net so by the way. Dis springstof gewoon. Dis nie plofstof nie, dis springstof, maar plofbare oes van vuur en van krag vandag. Of volgende week, ekskuus.
Pinkster. Dis die plofbare oes wat voortspring. Begin geaktiveer word en something happens. Hy sê jy sal krag ontvang wanneer wat? Die Gees kom jy my getuies wees. En so maar vandag is dit die in between time. Die tyd waar ek en jy sit. Ons noem dit die spanningstyd van die geplantes. Want jy's geplant nog nie begin groei nie. Ekskuus. En ons kyk bietjie na die disippels beeldlik. Want hulle Jesus beleef, hulle het hom gesien hemel toe gaan. En wat gebeur? Toe moes hulle teruggaan en hulle moes iets gaan beleef. En hierdie tussen hemelvaart en Pinkster, ek sit gister in myself en dink, maar wat preek die mense tussen Pinkster en hemelvaart? Want jy kan nog nie gaan preek oor Pinkster nie, want dit is nog nie daar so nie. Hemelvaart is klaar verby, so wat preek jy in die middel nou? Wat doen jy? En ek imagine waar hierdie disippels sit en blaai saam met na Handelinge 1 vers 12 tot 14 toe, blaai saam met en lees daarso. Ek dink dit is op die bord nie. En ek wil vir jou sê, hierdie tydperk, jou intussentyd is wanneer jou wagtydperk aanbidding moet begin word. Okay? Your in-between time becomes your worship time. Hoor gee hierso, vers 12 tot 14. Daarna het hulle na Jerusalem teruggegaan van die berg af, want hulle is by die berg gewees. Jesus het so pas opgegaan hemel toe, hulle sien die incredible stuff, okay? Ek meen, Jesus het so pas opgevaar. Dit is die Olyfberg vlak by die stad. 'n Sabbatsreis ver, 'n Sabbatsreis ver omtrent so 'n halwe myl. So dis omtrent so 700 na 800 meter toe. Hulle het nie baie ver geloop nie. En dis dan aangekom, is hulle bo vertrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. Daar was Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Seloot, Judas die seun van Jakobus. Hulle het almal eengesind volhard in gebed saam met 'n aantal vroue. Iemand moes kos maak. Onder wie ook Maria, die moeder van Jesus daar was. Hulle was almal eengesind in gebed saam met 'n aantal vroue. Onder wie ook Maria, die moeder van Jesus, sy broers was ook by. Is baie interessant, ons lees dit baie keer hierdie stories, maar ons lees nie die teks omtrent saam met nie. Nou sien, hulle moes terugloop van heerlikheid af. Ons vergeet iets, het dit voor gebeur. Net voor die gebeurtenis, vat Jesus die 3 disippels saam met hom, Johannes, ja, 2 ander manne, Petrus en Jakobus, die 3 wat hy voor lief was, en hy vat hulle op 'n berg op, en daar het hy getransfigure, okay, en daar verskyn Moses, en ek dink is Elia saam met hom, en daar wat maak hulle berg, as Jesus, kom ons bou hierso vir ons huisie, kom ons vertoef op die berg, hulle is weer op die berg, hulle beleef die heerlikheid van Jesus wat opgevaar word, en wat moet hulle maak? Engels sê vir hulle, bly hierso. Nee, hy sê vir hulle, as jy moet nie die staar nie, hy gaan terugkom, maar sien, in vers 4, het Jesus hulle beveel om te gaan wag. Daarom moes hulle terugloop, van Jerusalem af. So imagine gou, hulle sandale is vol stof, en dan, van die pad, op pad terug van die hemelvaart, heerlikheidspad, moet nog gebly het. Hulle kon vir hulle so 'n heiligdom gebou het, en nog bly staar na die wolke. Hulle kon. Maar nee. Hulle het woorde van Jesus en van die engele om te sê, maar gaan terug en gaan wag. Hoekom? Want sade groei nie op bergtoppe nie. Hulle groei waar hulle geplant is. Hulle groei in goeie grond. Baie keer onder in die valleys.
Nee? Neil Anderson skryf, hy sê, it's in the valleys, in the most fertile ground, which you grow the most. Maar ek wil baie keer op die bergtop bly. Jesus is hier gewees, hy is weg. Hy het gesê, gaan terug, en gaan wag. Sien, iemand moet gou hierdie hoor. Jou grootste groei gebeur waar God jou geplant het, nie waar jy geplant wil wees nie. Baie keer wens ons, God het my geplant in 'n warmer plek. My pa wens gereeld, hy is in 'n plek soos Mosambiek. Daar waar dit warm is, sê hy. Hy het elke jaar net somer. Hy het jou geplant in Bethlehem. Maar baie keer ons sê, God my plant op 'n ander plek, maar dit lyk lekker. Dalk is lekker daar so by wherever jy wil geplant wees. Maar sien, God het jou hier geplant vir 'n rede. And that's where you grow the most. Sien, soos wortels gebeur die afwaartse groei voordat enige opwaartse groei gebeur. En hulle gehoorsaamheid moes die of het die komende oes geanker. Onthou die aankom het gepraat oor geplant. Nee, dis wat deel van die geplant is, lyk dit my nou. Nee, maar sien, ons soek die Pinkstervuur sonder die bokamer getrouheid. We want the Pentecost fire without the upper room faithfulness. Almal wil die vuur hê. Almal in die rondrol en lag en huil en demone wat uitgedryf word, maar niemand wil die tyd spandeer om te afsonder soos die disippels gewag het wie Jesus nie. Niemand nie. Jou onsigbare gehoorsaamheid nou vier die sigbare krag later. Jou onsigbare gehoorsaamheid nou vier die sigbare krag later. Twee dinge is, hulle het saam in eenheid gebid. Iets sê vir my, eenheid versnel deurbrake. Nog hiersom. Hulle het almal eengesind volhard in die gebed saam met 'n aantal vroue, onder wie ook Maria, die moeder van Jesus was. Sy broers was ook daar. As jy 'n klomp potte hier gehad het, wou ek vir jou graag, maar ek sien 'n tuinkundige nie. Al ek iets plant en vrek hy. Loudens plant, hy kan lekker plant, hy noem Donald, hulle kan goed as plant. Maar as jy water die goeie hou van water, ons moet sien. Onthou ons almal gegooi met water ook donderdaand. Maar plante het water nodig om te groei. Maar as jy hulle plant in 'n tipe van 'n kweekhuis effek, dan wat gebeur is hulle kry water en hulle begin netwerke vorm. Jy gesien onder die grond nou al. Sê my 'n prentjie gou op vir my. Hulle bou netwerke. Hulle praat met mekaar. Iets hier gebeur. Jakobus, Johannes, Petrus, maar ook Maria, sy het sopas haar seun begrawe. Sy het nog gerou. Dis 40 daarna haar kind se begrafnis. Alhoewel hy nog gebly lewe het, iets binne haar gerou want hy's dood. Hy terug is hy weg. Maar ook saam met dit is Jakobus die broer van Jesus. Nou kyk ouens, jy moet baie verstaan. Hy sê dit vir 'n rede. Want as iemand jy nie gaan glo nie, is al die familie. Nee? Die eerste ouens wat altyd vir jou sal sê, nee man, nee, daai ou is 'n fake. Die eerste ou wat vir jou sê, is 'n familie. Hulle sal vir jou sê, nee, weet jy wat? Ja, yes. Gaan van my boetie, hy sal vir die waarheid vir my vertel. So die feit hulle daar was, het gesê, hulle het geglo, dat Jesus daar was, en hulle is toe in unity, en nog 120 onvolmaakte mense, het saam in eenheid gebid. Hulle sê 'n enkele saad, as jy die grond groei vinnig, groei stadig. Maar sade wat saam na my geplant word, groei vinniger, want hy maak netwerke.
Hy praat met mekaar. Die Engelse woord is, they create a microclimate, wat groei verspoedig. Weet hulle, nie groei, maar kweekhuis, is 'n greenhouse, al gesien. Daai goed groei so groot. Hulle groei vinnig. Maar as jy daar so in daai wortelstelsels, as jy hom optel, sien jy hoe hulle hande vat mekaar en mekaar praat en mekaar veilig hou, mekaar help voed. Hulle ondersteun mekaar. Hulle is daar vir mekaar, maar jy gaan nie sommer vrek nie, want ons tap van mekaar af. Sien die bovertrekse eenheid was die geestelike kweekhuis, die greenhouse vir Pinkster. Daar sou nie Pinkster gewees het sonder die bovertrek nie. My vraag vandag vir jou is gegee. Saam met wie bid jy intentioneel saam in jou wagtydperk? Want almal wil ons wag vir iets. Of dit nou is vir Pinkster of dit nou is vir ander goed, jy wag vir 'n deurbraak. Saam met wie bid jy intentioneel saam? Maar ek wil vir jou stelling maak. Jou deurbraak mag dalk aan hulle verbind wees. Isolation delays breakthrough. Isolasie verhinder die oes. Verhinder 'n deurbraak. Maar hulle moes ook die grond voorberei. Vers 15 tot 16. Het hulle klomp, ek gaan gelees daarso. Hulle was intentioneel besig om die grond voor te berei en as ek vandag hier sou 'n boompie gaan begin sny het, maar ek moet die boom snoei nie, want ek sal verkeerd afsny. Maar sien, hulle het gewag. En terwyl hulle gewag het, lig dit in tande tel nie, want baie keer gaan ek en jy en ons gaan wag. Nou wat maak ons? Dan gesels ons 'n bietjie, ons tel tande en ons maak planne en ons doen alle klomp goeders. Maar hulle was intentioneel geweest. Hulle het eerstens vir Judas vervang. En baie mense sal sê, maar dit was nou bureaukraties geweest en soveel hulle moes. Nee. Hulle was besig om skoon te maak vir die oes. Want sien, as 'n boer plant, hy sien wag net vir die oes om op te kom nie. Wat maak hy? Hy gooi nat, hy maak skoon, hy fertilise, hy beskerm alles wat nodig is om die nuwe plante te beskerm. Voordat God nuwe wyn in wynsakke gooi, maak hy eers wynsakke reg. Inteendeel, eintlik maak hy reg nie, hy vervang eers die ou wynsakke. You cannot have new wine in old wine skins. Sien, gou vraag hier, wat in die lewe moet gesnoei word voor Pinkster? Sien, hulle was besig om te wag en hulle het gesny en hulle het verander en hulle het gewag en maar sien, jou tussentyd is vir jou 'n geleentheid tyd. It's an opportunity time. Nou wetenskap het bewys wat boere nou al lankal weet, is dat die meeste groei by ondergrond. The real action happens underground. Want sien, ek het nou gesê wortels die volgende, hulle kommunikeer deur chemiese syne met mekaar. Interessant, hè? Klink nie 'n bietjie bekend nie. Amper soos gebeure. Ouens, dis in die natuur en geloof mekaar praat. Maar sien, hulle kommunikeer deur chemiese syne en ek en jou, ons gebede intertwine, maar sien, hulle vorm ook netwerk met ander plante. Okay, so my vraag gou is, met wie het jy geestelike band al gevorm? Nee, wag net, met wie het jy netwerk? Waar is jy betrokke? Waar is jy besig om met iemand te connect? Gaan uitkom by wat jy maak. Maar sien, hulle stoor ook in 'n netwerk, stoor hulle ook energie vir die oestyd. Soos jou wagtydwerk. Waar's Paul? Moet jy piano vir my klim asseblief. So die wagtydperk tussen nou en Pinkster is nie net 'n lewe wagtydperk nie, dit is 'n strategiese inkubasietyd.
Maar sien, iets gebeur. Ek en jy moet 3 dinge doen om onsself voor te berei vir Pinkster of vir die deurbraak in die lewe. Een van die goed is ek moet myself begin wortel in dieper gehoorsaamheid. Wortel jouself dieper in gehoorsaamheid. Sien, 'n ja vir God nou. Elke weerstane versoeking, elke oomblik van aanbidding is 'n wonderwerk, is 'n wortel vir 'n wonderwerk wat later kan gebeur. Al kan jy nie sien nie, wortels begin groei. Ja, maar hoekom moet ek nou nee sê? Dis met 'n geval van 'n paar mense, maar kom ek hier vuil werk nou doen? Is nie lekker om vuil werk te doen nie. Hoekom moet ek nou nee sê vir die lekker? Want daai nee gaan later vir my wonderwerk gee. Elke ja vir God nou wortel my in gehoorsaamheid, maak my sterker. Onthou, hoe hoër 'n boom groei, hoe dieper sy wortels gaan. Die tweede wat ek moet doen is, ons moet begin ons geestelike netwerk versterk. As ek kon gehad het, ek wou plante hier gehad het, maar dit is onmoontlik om dit alles vuil maak. Ek wil plante opgetel het. As jy kan sien hoe hulle wortels met mekaar connect. Ek het al baie gepraat oor die sequoia bome in Amerika, die hoogste bome, hulle was 90 meter hoog, maar baie van die bome in daai woude is al vir 100 jaar al dood. Maar hulle bly staan, want die ander bome hou hulle staande. Want hulle wortels is so gekonnekt aan mekaar, dat hulle kan aanval nie. Hoe lyk jou geestelike netwerk? Jou geestelike koneksies? Waar is jy betrokke met ander gelowiges wat jy sterk hou? Die woord sê, meng jou met die? Niemand weet wat varke of semels is nie. Meng jou met die semels en die varke eet jou op. Maar hy sê ook, yster slyp yster, so vorm vriende mekaar. Man, dis maklik. Birds of a feather flock together. Die probleem is, ek word soos die 5 mense wat ek die meeste tyd mee spandeer. Jy geweet, 5 mense beïnvloed en bepaal wie jy word. Die 5 mense bepaal hoe jou finansies lyk. Jy geweet, bepaal hoe jou geestestoestand lyk. Bepaal hoe huwelik lyk, bepaal hoe jy praat en hoe jy aantrek. Wie as jy netwerk? Dan moet jy weer met jou prayer-partner weer begin bel. Of jy 'n prayer-partner kry en sê, luister, kom ons begin saam bid. Iewes skielik verander jou gesprekke van, jy gesien wat ek klere het, alweer gehad vandag. Ons skinder nie, ons ruil gebed versoek uit. Holy gossip. Iewes skielik verander my gesprek van, sy skoene na, kom ons, het jy gehoor van die probleem? Kom ons bid vir dit. Iewes skielik verander my taal van, ek het nie na, ek glo en vertrou die Here vir die deurbraak. Iewes skielik verander my hele wese, want my netwerk hou my gesond. En wanneer ek sleg gaan met my, wanneer ek deur klomp gemors gaan, wanneer ek sukkel om saam te bly, hou my geestelike familie my gesond. Maar sien,
Die derde ding is, hulle moes hulle voorberei vir die komende vuur. Het jy geweet, hulle was nie onkant gevang deur Pinkster nie. Want hulle was reg geposisioneer en verwagtend gewees. 'n Vrou wat swanger is, word nie onkant gevang deur haar kind gebore word nie. Hulle gaan sê vir haar, luister, hy's op pad. Jy hoor die wakker en môreoggend is haar kind daar so nie. Die liggaam prepare jy vir 9 maande en sê vir jou, hey girl, something's growing inside of you. Dan prepare jy jou huis. Die man se budget word leeg, ons kaarte huil, en die vrouens shop. Retail therapy. Sien klem, jy skop, jy weet hoe dit voel. Ek het 3 kinders, ek is 3 keer daai exercise. Om dan 4 kinders, om dan ek bid vir hom. 'n ander vrou van met Moedersdag 6 kinders, haar arme man. Hoekom prepare ons vir ander dinge, maar ons prepare nie ons hart vir die vuur wat op pad is nie. Ons maak nie ons harte reg, ons gees reg. Selfs die vraag vir jou is, hoe reg is jy? Is jy reg, as hier môre moet vuur val, waar gaan jy deel van die 120 mense wees, of gaan jy van die mense sê wat ek gaan nou haar preek binnekort, firefighters en firelighters. Want daar was 2 verskillende mense op die dag van Pinkster gewees, die mense wat gesê het, maar hulle is dronk, en die mense wat gesê het, ons is gelight. Jy het firefighters en firelighters. Wat gaan jy wees? Gaan jy staan en wys, nee, die vrou is mal. En die vraag vandag vir jou is, waar is jou wortels? Waar is jou koneksies? Is jy voorberei vanoggend? En dis 'n baie lang diep preek volgende nie, maar ek wil iets in ons harte loskry vir Pinkster. Volgende week, vanoggend met Pinkster afskop, 9:30 die oggend. Ek het intentioneel nie 'n aanddiens gemaak nie. Maar ons gaan sien wat gaan die Here maak na oggenddiens. Maybe dit is Sunday evening service, maybe not. Maandag aand en dan Dinsdag aand die 8ste gaan ons 'n massive anointing service. Ons almal nie gebou gaan salf. Almal gaan salf. Maar die vraag is, gaan jy regwees ingetap wees of gaan jy onverwags gevang word? Vader, Here, dankie dat ons gaan voorberei vir die belofte van vuur. Ons doen nou lank oor die gedagte van vuur. Jy weet, vuur maak skoon, vuur bring warmte, vuur bring, maar Here, ons het 'n verwagting vir vuur in ons lewens. En hierdie wagtydperk, Vader, dis 'n nou en Sondag wat kom, Here Jesus. Maak daar in my hart, ons harte 'n verwagting wees vir die vuur van God in my lewe. May I position myself well. Mag reg posisioneer wees. Mag ek verwagtend wees. Here, mag ek diep gewortel wees in gehoorsaamheid. En Here, mag ek die regte koneksies vorm. In die naam van Jesus. Heilige Gees, mag in ons harte 'n verwagting wees hierdie week vir wat kom. In Jesus naam. Amen.